We sluiten volgende die voorsang af met liedboek 518, staande asseblief. Goeiemôre geliefdes. Ek wil eerstens Sharon baie welkom by ons missie president Esther is gegaan. Maar ons wil ook as gemeente ons diepste meegevoel met jou toon met afsterwe van jou broer. Dis haar tweede broer in hoeveel maande Sharon? Hoeveel? 3 maande, haar tweede broer in 3 maande wat sy aan die dood afgee. Dit is regtig swaar. Sharon, mag die Here vir jou bystaan. En nou wil ons vir Veronica, haar seun, vanmôre hier verwelkom. Ek is so bly julle is hier. Veronica kom vanmôre kyk of sy in die kerk gaan. So dit hang van julle af of sy in die kerk gaan nou nooit. En julle moet vir haar nader sê, maar baie welkom vanmôre hier by ons. En almal van julle is so welkom. Ons is so lief vir julle. Ons kan nie vir julle genoeg dankie sê. Ek wil net vir almal dankie sê wat vir ons Vrydag help het met die begrafnis. Ek wil daarom vir julle sê, hierdie gemeente kan op baie kort kennisgewing 'n haas uit die hoed uitdruk, hoor. En Veronica, julle ook hoor dat julle sal sterk maak in hierdie moeilike tyd wat voor lê. Maar vir almal wat gewerk het, baie dankie. Ek het voorstel, ek is dalk 'n paar broers koop teen die Martas. Jy weet, laat ons hulle koop teen, want hierdie broers het hulle darm eens wat sy hulle gespaar. Ek wil vir my man baie dankie sê. Weet julle, wat Koos vir my doen en vir die gemeente weet julle die eerste. Kyk, met die Pinksterweek het hy sop gekoop, kyk broodjies gemaak. Hy het sop en net goed gebaas. En hy was nou weer Vrydag daar. As daar iets vir die kerk is Koos hier. En ek wil vir jou in die besonder dankie sê, my skat. Ek weet nie wat ek sonder jou sal maak. En die Here jou nie vir my vergeet met dit dalk bietjie gesukkel.
En vir almal van julle baie dankie vir julle samewerking in hierdie gemeente. Ek sê altyd, ons gemeente loop op geoliede wiele, omdat ons neem eienaarskap van wat ons doen. Ons musiekspan, ou Louis, man, jy praat met hom, dan is die man agter die orgel. Baie dankie, en ons voorsangers. En ou Paul, die klankman. Ek wil nou net vanmôre vir almal baie dankie sê, julle is regtig die beste gemeente uit. Ek waardeer julle. Ons afkondigings is soos volg. Eerskomende Vrydag verkoop ons worsbrood. Ons vertrou dat as jy nog nie jou bestellings ingedien het nie, dat dit vandag ingehandig moet word by Annie. Annie, ek gaan eers maandag vir jou myne bring. Hoe sê jy? Gaan ek ook baie in my hande. Nee, ek het mense dat toe nou nog maandag wou hulle bestellings opsit, dis ek nie, sit maar op, ek sal maar die houe vat, jy weet. Goed, eerskomende Sondag besoek Feba Radio. Onthou julle die keer toe hulle hier was, dit was vir ons 'n groot seën. Ek gaan nêrens nie. Ek het nie 'n afnaweek nie, ek gaan nie wees. Maar die predikant wat vir ons kom preek is die Kobus Eksteen. En wat ek van hom verneem is dat hy regtig 'n besondere goeie prediker is. Ek vertrou dat julle almal hier gaan wees en die ouens wat vanmiddag na die preek luister, julle moet ook hier wees. Almal, bring hulle dat ons dan eerskomende Sondag Feba Radio ondersteun. Dit is hulle dis hulle 30ste dink ek bestaanjaar. En hulle kom vier dit reg weer in land. Nou ek wil ook net dan Vadersdag begin promosie. Daai dag Veronica moet vir Vader saambring, Daddy Deerens. Nee, sê vir hom die doodings. Daai dag gaan die paas bederf word met vader en seun kombinasie. Piet Smit en Leon Smit gaan vir ons optree, hulle gaan die diens waarneem en ons gaan daai dag na die tyd heerlik koek en tee hier agter. Wees asseblief hier om dit vir ons mooi te maak. Ek weet nie of daar van u kan enige afkondigings wat ek vergeet het nie. Nee, dit lyk reg. Goed, dan gaan ons oor tot die formele erediens. Ons hulp is die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons toetrede lied gaan ons nie vanmôre sing. Ek wil net stil sit en die oë toemaak. Ons gaan vanmôre regtig 'n kontemplatiewe diens. Kontemplatiewe diens. Dit beteken ons gaan meer voel as wat ons hoor. Maak jou hart op. Mosie en Renai gaan vir ons sing terwyl ons nader aan die Here kom. Ek gaan vir hulle vra om vir ons die toetrede lied te sing. Dankie.
Baie dankie, dit was pragtig. Ons gaan nou in ons stilwordperiode in. En ek wil weer eens sê, jy moet net die oor toemaak. Ek gaan vir die voorlees en dan gaan ons bid. Maak die oor toe terwyl u deur my stem met die Here praat. Vader, U wat oral is, U is nou ook hier. Ons wil so stil raak, dat ons U soet, sagte stem kan hoor. Daardie fluistering in ons harte, U boodskap individueel vir elkeen wat hier sit. Of wat oor die sosiale media na hierdie diens luister. Here, ek sluit my nou af van alles en almal rondom my. Ek hoor niks anders as U stem. Ek wag op U woord vir my. Ek stel my gees nou oop vir U, o Heilige Gees. Kom vul my nou van al U volheid. Gees van God, waai deur my. Amen. Ons gaan nou staande sing uit Jeugsaanbidding nommer 16, strofe 1 en 2. Jesus groot bo almal.
Gemeente, kind van God, die Here groet jou spesiaal vir jou vanoggend en hy seën jou met sy genade, sy vrede en sy barmhartigheid. Amen. Ons gaan nou die Here loof deur te sing sittende liedboek 202 strofes 1 en 2, prys hom die hemel vors, en dan gaan ons aanbidding afsluit met liedboek 543 en daarvan sing ons strofes 1, 2 en 3. Baie dankie. Gemeente, ons gaan nou na die wet van die Here luister. En ek
wil hê u moet vir my vanoggend uself meet aan die maatstaf wat die Here hier stel. As ek die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil hê. Want ek sal die ene plek in jou lewe lê. As ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesnede beelde van my te maak. Want jy self sal my beeld dra. As jy my liefhet, sal my naam nooit in vloekwoord oor jou lippe kan wees nie. Maar in alle omstandighede deur jou eerbiedig en gerespekteer word. As ek die ene plek in jou lewe het, sal die rusdag die hoogtepunt van die week vir jou wees. Dit sal vir jou vreugde wees om in die gemeenskap van die gelowiges my te aanbid. 'n dag om na uit te sien, nie om na op te sien. As ek in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie veel moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgekies het. As jy my liefhet en my liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie, wat nog te sê doodmaak. As jy my liefhet, sal dit nie vir jou moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. As ek 'n plek in jou huwelik het, sal julle vir mekaar lief wees en julle geluk sal ek in my hande bewaar en vashou. As ek op die troon van jou hart sit, sal jy daagliks vra aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee. En jy sal nooit iets van 'n ander wil neem. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Deur my gees sal jy 'n mens wees wat van 'n ander niks sal sê as dit nie iets goeds is nie. As jy een met my is, sal my gees jou tevredenheid gee om vergenoeg te wees met wat jy het. Met die besef dat God gee soos wat jy nodig het, en wat hy gee altyd genoeg, sodat jy niks kort kom nie. Ons gaan nou ons skuld en geloofsbelijdenis sing van Liedboek 3:15 en daarvan strofes 3 en 4. Nee, is dit ook sing julle dit, Louis? Nee, ons gaan dit sing, nee. Goed, kom, ons gaan dit sing.
staan en preek. Ek gaan onderstaan en preek, want wat ek vanoggend met u wil deel moet 'n bietjie gedemonstreer word. En hierdie preek is 'n opdrag van die Bybelstudiegroep. Ons het dit Woensdag bespreek en toe sê Henny, dominee, wil jy nie asseblief Sondag onderstaan en vir die gemeente ook hierdie openbaring deel nie. So verskoon my, ek gaan gou af ondertoe. Ek wil nou net by daai luidspreker verbykom, anders spreek hy vir 'n singel vir julle. Goed, hier gaan ons skriflesing kom vanoggend in 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy sê, ek wil net seker maak, nee, kom ons bly by 19. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Hoor jou mooi, jou liggaam is nou die tempel. Daar was altyd in die ou tyd 'n tempel waarheen die mense gegaan het om God te aanbid, om hom te ontmoet. Maar nadat die Heilige Gees gekom het jy sy tempel geword. En dit is hoekom jy God aanbid in jou liggaam en in jou gees. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. En julle behoort nie aan julle self nie. Hoor mooi, sê vers 20, hy is nou nie daar. Maar laat ek hom vir julle sê. Julle is gekoop en die prys is betaal. Weet julle, ek hoor van hierdie seentjie wat vir homself 'n skipie gemaak het uit hout. Hulle het op 'n plaas gebly en dan by die dam by die rivier gaan speel en dan het die ou skipie gery en dan het hom omgedraai en dan die ou skipie gery. Maar eendag na groot reën, toe vloei die water daardie skipie weg. En sy hartjie was bittersiek. Maar 'n ruk daarna is hy in die dorp en hy loop by 'n pandjieswinkel verby. En daar in die venster, in 'n hoek, staan sy ou bootjie. Vol stof. En hy hardloop in en hy sê vir die eienaar, sê oom, daar staan my bootjie. Ek het hom gemaak met my eie 2 hande.
En julle ken, ek weet ook nie, julle ken veel van 'n pandjieswinkel eienaar nie, maar hulle is maar kwaad. Hy sê toe, Boetie, dit was joune, maar nou is dit myne. As jy hom wil hê, moet jy hom koop. Die kind vra vir hom, oom, nou hoeveel geld wil jy vir my boetie? En hy sê vir hom, 'n vreeslike bedrag, belaglik. En die kind is daar oud en hy werk. Hy was motors. Hy werk in die huis. Hy werk op die plaas. En hy sê vir almal, hy maak geld bymekaar om sy eie bootjie te gaan terugkoop. En toe hy genoeg geld het, gaan hy en hy koop sy bootjie terug. En toe hy buite kom, blaas hy die stof af en hy vat sy sakdoekie en hy vee hom skoon. En hy kyk na sy bootjie en hy sê, ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. Jy is 2 maal my. Julle is gekoop. Die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. God moet plesier kry uit jou wat hy gemaak het en wat hy gekoop het. Goed, ons tweede skriflesing kom uit Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, in die nuwe dispensasie, wanneer die ware aanbidders God die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Tot sover dan die geleesde woord van die Here. Paulus sit vir ons die tabernakel. U sal in die preek begin verstaan hoe die tabernakel, jy weet, hierdie tent-tabernakel was in die woestyn opgerig. Elke keer wat hulle moes trek, moes hulle hom afslaan. En daar waar die wolk wat staan, daar moet hulle weer die tabernakel opsit, want hulle moes gaan offer. Die priesters moes daar werk. Maar nou, broers en susters, word hierdie tempel nie afgebreek nie. Want hy is nie deur die hande van 'n mens gebou nie, maar deur God. En hy is binne in jou. Hierdie eerste styfie, en ek wil vir Paul verskriklik dankie sê. Hy het vir my soveel moeite gedoen. Hierdie was die voorhof. Die ingang tot die voorhof was groot. Daar kon baie mense gelyktydig inkom. Hy was oop. Maar as jy ingegaan het ek eerstens, nee, ons moet teruggaan na die voorhof bou. Het ek eerstens, hy is eintlik verkeerd kom, die open waskom gesien. Dit was 'n groot waskom met water. En die woord sê, hy was uitgevoer met die steels van die diensdoenende vroue. Dis nou die markas. Hy was uitgevoer met die steels van die diensdoenende vroue. Nou, broers en susters, dink vir jouself, as jy vooroordeel
kyk in die koper waskoel, wat sien jy? Jouself. Nie jou broer nie, nie jou suster nie jou dominee of jou kinders. Jy sien jouself. Jy sien die swart man. Jy sien waar sit die vouplek. Dan beweeg jy om na die offeraltaar. Daar was daar dan geoffer vir jou sonde. Ek praat nou van die oude en ons gaan dit toepas op ons geestelike lewe. As jy in jou stilte tyd of in die erediens kom, kyk ons soos wat ons nou na die wet geluister het, in die koperwas kom en ons sien ons te kom. Nou beweeg ons om na die offeraltaar, waar ons offer vir ons sonde. Maar die verskil tussen die Ou Testament en die tabernakel in jou lewe, wanneer jy by die offeraltaar kom, lê daar net een volmaakte lam, geslag vir jou sonde. Op daardie altaar lê Jesus Christus, die volmaakte lam van God, wat die sonde van die wêreld kom wegwas. Nou, geliefdes, ek gaan jou weer vrou vir my water te drink. Weet julle, hierdie man is nou regtig my linker en my regterhand. Ek waardeer hom so baie, want my mond word so droog as ek so preek. In jou gebedslewe, in jou stilte tyd, in jou gebedstyd, in jou stilte tyd, selfs in die erediens, mag jy hier stop, net in die voorhof. Dis goed. Jy het alles gedoen. Jy mag stop. Maar weet julle, dat in die Here is daar dieper dieptes. Daar is hoër hoogtes. Daar is 'n plek wat jy in sy teenwoordigheid inbeweeg. Al hoe dieper. Kom ons gaan oor na die heilige. Dit is die heiligdom. Binne in die heiligdom het jy gekry hier aan my regterkant die tafel met die toonbrode. Jesus is die brood van die lewe. Jy gaan deur en jy lees die woord, jy vra God om jou te voed met die brood van die lewe. Dis die toonbrood. Dan is daar teruggenaam toe eintlik wil ek heeltemal links gaan. Is die menorah. Dis die koperkandelaar met die olie in. Die olie is altyd 'n teken, 'n simbool van die Heilige Gees. Wanneer jy van die toonbrode eet, wanneer jy God se woord inneem, dan vra jy hom om jou met die olie van die Heilige Gees te vul, dat jy kan verstaan. Het jy al die woord van die Here sommer uit jou eie gelees? Partymal maak hy net gewoon nie sin. Jy lees en jy sê dankie Here vir die woord, maak hom toe in die wêreld. Maar wanneer jy die Heilige Gees vra om vir jou die brood te breek, daai olie wat jou vul, ons sing ons daai liedjie wat sê
give me oil in my lamp, keep me burn, gee vir my olie in my lamp. Dit was vir toeval, die onderskeidende factor tussen die 10 maagde, olie. En dan kry jy die middelste een. Dit was die reukofferaltaar. En op die reukofferaltaar was daar 'n vuur. En die woord sê dis die gebede van die Heilige Gees. Wanneer jy bid by die reukofferaltaar, styg jou gebede op na die troonkamer van God. Jy was nou in die voorhof. Jy het jouself gesien. Jy het die prys gesien wat Jesus vir jou betaal het, wat jou die voorreg gegee het om in die heiligdom in te gaan. Waar jy die toonbrode, hier waar ek nou staan, breek ek vir jou die toonbrode. En as jy hier sit, vra die Here Gees, dat hy sy woord vir jou breek, dat dit verstaanbaar, verteerbaar maak. En as ons dan bid, is dit soos 'n heilige vuurwerk, wat opstyg na die troon van genade. Maar dan is daar 'n dieper plek. Jy kom nie altyd daaruit, broers en susters. Meestal stop jy in die heiligdom. Maar agter die heiligdom was daar 'n gordyn, 'n dik gordyn. Jy kan vir ons die allerheiligste gee. Daar was die ark van die Here met die gerubs bo-oor, wat die Here God se Shekinah glorie verteenwoordig. En soms het jy die sonderlinge ondervinding, dat jy deur daai gordyn gaan, en ek gaan nou oor hom praat, tot bin in sy teenwoordigheid. Dat hy vir jou toevou met sy teenwoordigheid. Jy weet daar die dik gordyn was nooit gesteer van onderaf deur 'n mens. Om plek te maak, Here sien my nie, Here hier is ek steur hier die gordyn. Nee, toe hy sterf, sê die woord, het daar die gordyn van bo af onder toe geskeur, wat God het vir jou gesê. Deur die prys van my siel, mag jy nou in my teenwoordigheid. Dit is vir jou 'n voorreg om te bid, te lees, te hoor, totdat jy my teenwoordigheid voel. Hier in die kerk, wanneer ons stilte tyd het, wanneer ons luister na die woord, wanneer die musiek speel en ons luister. O Here, gaan ek in die teenwoordigheid. En as jy by die deur uitstap, kan jy sê, ek was by die Here. Ek het nie verniet vanoggend opgestaan. Ek het nie verniet moeite gedoen om redelik goed te lyk vir my broers en susters nie. Iemand het eendag vir my gevra, hoekom, ek wil nou die Engelse terme gee, hoekom dress jy op vir die kerk? Toe sê ek is uit respek vir jou, wat so waar hele uur lang vir my moet kyk. Nou ons het almal die opgedres. Dis bietjie moeilik vir mekaar. Maar jy kom in die diens. Sommige dienste
gaan so bietjie bo jou kop verby. Die sorge van die lewe is soveel dat jy nie sit en nie baie inneem. Maar sommige van ons gaan weer na die Heilige. Daar word ons met die woord van God, die brood van die lewe gevoed. Ons word gesalf met die olie van die Heilige Gees. En ons bid sodat ons gebede, soos heilige reukwerk, opgaan na die troon van die Here. En soms het ons daar sonderlinge, wonderlike ervaring. Deur daai opgestuurde voorhangs te gaan en te voel, o Here, ek staan in U teenwoordigheid. Ons gaan nou afsluit met 'n videogreep wat Paul vir ons voorberei het. Ek gaan so lank kort toe. Dis hoe ek hier die oudtydse tabernakel staan. Sien in jou gees jouself as die tempel van die Here. En daar gaan jy in die allerheiligste. Amen. En nou geliefdes, het ons het voorreg om die Here te dien met ons daagoffers. Baie dankie. So
u gesaai het. Ek wil net hier iets lees oor die dankoffers. Ek het dit spesiaal na die tyd gedoen. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 12. Maar ek lees uit die 2020 vertaling. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik sal ook spaarsaamlik maak. En die volop saai sal ook volop maak. Laat elkeen gee, soos hy hom met sy hart voorneem. Nie met droefheid of 'n dwang, want God het 'n blymoedige gegewe lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat die saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle monddadigheid, wat danksegging aan God bewerk. Ons voorsangers het nou vir ons so mooi gesing. Ek sing 'n nuwe lied vir u. Laat ons lewe 'n nuwe lied vir die Here word in elke opsig. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, so baie dankie dat u wat die saad verskaf, sodat ons kan saai, sodat ons in alles oorvloed het. Vir u sê ons vanmôre baie dankie. Gee ons as kerkraad die vermoë om met versigtigheid met u geld om te gaan, sodat alles sal geskied, sodat u naam verheerlik word. So bid ons dit in die naam van ons opgestaane Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotlied vanmôre is liedboek 530 en ons sing daarvan strofes 1, 2 en 3. Ons sing dit staande sodat ons net kan bly staan om die seëning van die Here te ontvang. Lampe som en melodi.
Morsie, ek het jou net nodig om nou asseblief. Morsie, ek het jou net nodig voor die seën inspreek. Baie dankie. Geliefdes, die Here seën julle en stuur julle uit om deur julle lewe 'n seën te wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Morsie, neem jou vrou van 52 jaar en kom hier na vore toe.